Hier is Openbaring 12, hy luister, en dit staan daar, hy sê, die draak het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van Jesus onderhou, en die getuienis van Jesus Christus. Gaan lees dit. So, as die ouens dan nou weggeraap is, in vers 2 of vers 3, om watter rede is daar oorlog teen hulle in die laaste vers? Wat is die symbool van die appels onder die boom? Ek dink is tydsaanduiding. Ja, die VSA'se generaals is by ingeroep vir hierdie week wat kom. Dankie, ja, Shelley, dis Jesus, daar is hy. Right, mooi, ons is nou al by. 15, ek gaan 20 oor begin praat, 5 minute van gesels. 5 minute van gesels. Right, nog vrae? Ja, ons wag vir koning Charles se koms. Ons wag vir koning Charles wat Suid-Afrika gaan besoek. Donald Trump was nou 2 keer daar by die paleis. Hy het sy opdragte daar gaan haal. Hulle het hom mooi verduidelik hoe werk dinge. Die Britte het vir hom in 'n blik gedruk. Onthou die Britte werk onder die Vatikaan. So hulle het hom in 'n blik gedruk. Is nou lekker. Toe hy daar uitstap, toe sê hy wel, as daar 'n Russiese vliegtuig oor NAVO-lande vlieg, of wat ook al, moet hulle hom afskiet. Daar is geen wegraping nie, Mona. Maak by mekaar, prep, maak ekstra kos, daar is nie wegraping nie. Mense, julle moet onbederfbare kosse by mekaar maak, doeke en klere vir babas, korrek, medisyne. Wanneer sien rampie sy einde? Dit sal wees in die tyd wat Suid-Afrika ineenstort en die Britse troepe inkom. Kyk, hulle gaan vir hom sê hy moet gaan. Die Britte gaan vir hom sê hy moet maar gaan. So, dit gaan op die ou einde die verdict wees. Die digitale ID is die B-system, ek sien dit so, dit is so Mikkie, jy kan die digitale ID vereers vat, solank as wat hulle hom nie internaliseer nie. So, jy sal baie binnekort nie eers jou geld uit die bank uit kan trek sonder jou digitale ID nie, hulle het in Vietnam 80 miljoen rekeninge toegemaak. So, sal nie kan werk nie, sal nie kan bestuur nie, sal nie kan net mooi niks nie. So ja, dit is waar jy in jou pad is. Maar solank as wat hulle nog nie die chip in jou kop ingeplant het nie, is jy honkie dorie. Wie gaan nie ons boere help? Die boere moet hulle self help. Daar sal later hulp kom van die VSA en Duitsland af. Hoe sal ons weet wanneer om uit die stede te kom? Suidlanders sal jou sê. Maar hoe gaan ons dan verlos wees van hierdie duivels as hulle in die bankers weg gaan kruip? God gaan ons verlos deurdat Rusland en die VSA mekaar wederzijds verwoes. Die geldstelsel stort in, die Jode word verwoes. Brittanje sink onder die see, groot gedeeltes van hom. Washington DC sink onder die see. So God gaan die sentrums wat die wêreld beheer, hy verwoes hulle daar. Hy vat die krag weg van die aarde. As daar nie krag is nie, kan niemand werk nie. Daar is die artificial intelligence wat kan werk, geen computer kan werk nie. It is a goner. So, die Noord-Kaap gaan so baie water hê, jy sal baie kan boer. Vader sal gee. Jy moet deel raak, Mona, van Suidlanders. Raak deel van Suidlanders. Hulle het 'n beskermingsplan. Hulle het 'n plan vir 'n onttrekking van 'n volk en so aan vir huisvesting in die Noord-Kaap om ons dan. Daarom moet jy prep, want jy gaan kamp en jy gaan lank kamp. As jy geld het, kan jy silwer en goud koop, ja. UK sê, as jy nie digitale ID het nie, mag jy nie land opkom nie. Ag, dis 'n storie. Hulle sê, jy mag nie nou, as jy nie digitale ID het nie, mag jy nie werk nie. So jou ID wat jy al die jare gehad het as 'n Britse burger beteken nou boggerol. Dis eintlik waaroor dit gaan. Is maar net 'n manier om die stelsel te implementeer. So Siener se boek gaan ons Prieska toe, okay. Ja, Siener se boek gaan jy Noord-Kaap toe. What will happen to Turkey and all of the other countries? Turkey will be destroyed. Istanbul will be destroyed and it will become a vassal of Russia. Landie, ja, hierdie kamp is 'n lang kamp, so jy gaan gewoon drank aan kamp. Daar is 'n chip in die ID, maar hy's nog nie geïnternaliseer, hy's nog nie by jou ingeplant nie. So, jy moet so lank as moontlik, moet jy flout in die stelsel, tot hulle met hulle stories kom, van, jy moet nou 'n jab vat, en dan is dit klaar, dan moet hulle maar iewers, dan groet ons hulle, en ons brand die ID-kaart. Hoe gaan ons onsself help? Ons is dan so min. Vader sal help, en as die volk by mekaar groepeer, dan staan ons by mekaar en ons kyk na mekaar. Niemand gaan ons plan in Noord-Kaap nie. Ja, ek Botswana is seker nie te sleg nie.
Maar sien as jy die Noord-Kaap. When will that happen? 2026, for Turkey, 2026. Ek het al gehoop is hierdie jaar, 2025, maar het lyk vir my oorspoel soontoe. Hulle maak bang vir regstreekers, dit is hoekom mense by mense wil aansluit, nie te veel liberale. Hierdie volk moet saam staan. En hulle swaar kry, moet hulle saam staan. As hulle begin vlugtelinge raad in 'n land, hulle is oorlogsvlugtelinge, ekonomiese vlugtelinge, moet hulle by mekaar saam. Hulle gaan probeer om hom in ons land af te dwing. Hoe maak ons met die honde? Kan hulle almal saamvat nie? Wel, hoe gaan jy hulle voer? Is die hele Noord-Kaap veilig? Vereers is die Noord-Kaap oor die algemeen nie te sleg nie, bly weg van die see af 200 km binnelands, asseblief. Moenie op die kus gaan sit en dink jy gaan nou visvang om te oorleef nie. I'm going to Turkey in November. I think it's still okay. Jy kan lekker nog gaan kuier, ja. Erdogan het nou F-35's gevra by die VSA. Die Russe, die Jode het al gesê, openlik gesê, daar kom 'n oorlog met Turkye. Turkye is vir hulle bedreiging. Daar kom 'n oorlog met Turkye. En die VSA gaan Turkye aanval, sommer namens die Jode. Aardbewing in Kaapstad, goed, ja. Wat sê jy van Gaza en Israel? Ons sien dat nou dat die publieke opinie besig is om te draai teen die Jewish state, die Joodse staat, die besetters, die occupiers. Dis wat ons sien. Wanneer gaan alles gebeur in die jaar 2026? Baie van wat ek nou sê is in die jaar 2026. Daar sien. Hallo Walter. Mpumalanga. En Mpumalanga is die blankes minder as 5% van die populasie. Dink dan mooi Samantha, gaan dit vir jou werk? Daar is die feit dat hulle inkom oor die grens. Wat sê Tannie oor Charlie Kirk? Was dit dalk mos? Charlie Kirk is vermoor, want hy het geheel met die Jode. En toe op 'n stadium toe verander hy sy opinie oor hulle. En hulle het hom geborg met biljoene. So hulle moere was suur. Nou ja, dit werk nie. Jy kan nie met hulle geld nie hulle werk doen nie. Dan gaan hulle vir jou uithaal. What will happen to Israel? It's the war on the beast. Dit is die hoer op die dier. So dit is die vrou waarmee die nasies fornicate. It will burn to the ground and no one will ever live there again. Wanneer is die wegraping? Daar is nie 'n wegraping nie, execute to excellence. Is die Jode nie dieselfde as Katolieke nie? Nee, die Jode eintlik alle jare het sterk houvas op die Katolieke. Hulle het hulle self opgewerk, die Jesuïte. Wanneer gaan alles gebeur in die jaar 2026? Wat gaan alles gebeur? Ons behoort 'n oorlog in die Midde-Ooste te sien. Ja, wat dan van daar af sal versprei na Europa toe. Wanneer gaan die groot planeet die aarde tref? Hy tref nie die aarde nie, Mikkie, hy kom baie naby aan die aarde verby en ruk ons tot stilstand vir 7 dae en 12 ure. So, en dit is, dalk in 2027, kom ons hoop maar, who are the people of the Antichrist? The Antichrist is the Vatican. So, but the Jewish state are this state that has got control over most of the kings of the earth, according to Revelation 17. And she will be destroyed by 10 nations, because they will be fed up with her. Is die wegraping mens gemaak? Nee, dis mens gemaak. Waar kom die Jesus was nie 'n Jood nie, hy was 'n Judeer, hy is uit die stam van Juda. So Jesus is nie 'n Jood nie. Die woord Jood kom nie in die Bybel voor nie. Die woord in die oorspronklike teks is Judit of Jehavedit of Judaios. Is nie Jood nie. Are you sure about happened in 2026? Yes, I'm sure. Is die genoeg die Doringbos regering waarmee oom Siener gepraat het? Nee. Die Doringbos regering sal 'n saamgeflanste regering wees onder beheer van die VSA, Brittanje, die Vatikaan en Duitsland. Ons gaan die troepe hierso sien. Was Charlie kind nie 'n Jesuskind nie? Ja, maar jy kan nie 'n Jesuskind wees en ondersteuning kry van die Jode en hulle saak bemark nie. Dan loon jy die seun. So Charlie Kirk het op 'n stadium 'n lightbulb moment gehad en hy het begin uitpraat teen die Jode. Gaan kyk dit op die internet, die ouens het dit gaan dokumenteer. Gaan kyk na Grey Zone. Max Blumenthal gee dit perfek weer. Ek bedoel in Suid-Afrika, nie in ander lande nie. Ek verstaan nou nie wat kom in Suid-Afrika, wat kom in Suid-Afrika. In Suid-Afrika kom daar 'n oorlog.
en 'n totale ineenstorting van die ekonomie. Daar sal nie olie wees om enigstens iets te dryf nie, nie eers die krag nie. Haai Deborah, jy het genoem van 'n gat wat gaan inval in die Magaliesbergstreek. Wanneer voorspel jy dit? In die tyd waar die Amerikaners inkom. So dit moet wees dalk in 2027, as I give and take, ek raai. So, want die Amerikaners gaan op 'n stadium militêr betrokke raak by Suid-Afrika. So, ja, dalk kom ons kyk. Dit kan wees dat ons dit in die tweede helfte kan sien van 2026, 2027. Ek dink dit het baie te doen met die groot aardbewing wat deur Kaapstad gaan en Kuiberg wat ontplof. So, nou is die 3 messages, nou weet ek nie waar kyk 'n mens nie. What will happen to Namibia? What will happen to Namibia? The whites will run to the Northern Cape. Hier 'n paar man wat belangstel. Israel nie stam nie. Israel is 'n Israel is 'n volk, is nie 'n land nie. Die smart idee is definitief om jou te merk. Is eintlik om jou te beperk. So ja. Goed. Nou ja, kom ek praat. Ek begin praat oor die blikstemdromer, né? Ek gaan sommer so lees. Kom ons sit 'n datum by. Wat is die datum vandag, ouens? Ek het heeltemal vergeet. Help my bietjie hier. Wat is datum? Ek het laas die datum gekyk voor die naweek. Ek is op pensioen. One more question. What will happen to Mauritius? It will go down. It will never exist again. 29ste, 27ste. Haai man, maak hulle minds op. 28ste, right, 28, waar gaat ek kyk? Right, 28 September, ouens, 28 September. Dankie. Reg. Goeiemiddag aan almal, 28 September 2025. Ek praat, hierdie is my tweede deel oor blikstemdromer, ou Jan, se visioene, sy droomgesigte. Ek gaan hulle almal deur. Hy het hulle almal deurgaan, hier en daar het ek 'n paar gemis. Ek maak dit my life story om dit deur te gaan. So kom ons lees. Kyk, hy het 'n hele aantal goed gesien. En baie keer sien hy dinge met herhaling. En hy verstaan baie keer waar dit inpas. Ek dink nie hy verstaan altyd nie, maar ons leer, Vader leer ons mos. So ons sien baie keer, dan dink ons, joh, dit gaan gebeur, maar ons weet nie waar dit inpas nie. Nou is dieselfde met hom, is dieselfde met my, dieselfde met enige iemand wat sien. Reg. Hy sê, turn your back on the world part 1 and 2. Jy kan hierdie video's van hom gaan sien op World Events en Seer van Rensburg op YouTube. Gaan kyk daar. Luca, let's see how the earth will behave in 2026. Let's see if this earthquake that comes for Cape Town we will see in 2026. I think we will. And that will be a huge marker for other problems on the earth and in the sea. So we know that the total east coast of Africa will sink, which means Mauritius will sink as well. So it's already sinking. The east coast of Africa is already sinking. Go look it up, it's on the internet. Right, ek praat. Hy sien hierdie een video van hom, hy sien 'n Europese stad, mense wat nie die weks gevat het nie, word uitgestoot uit die samelewing, hulle verloor alles. Nieuw apartheid kom in Europa, homeless, mense raak homeless, bedelaars, ook in die VSA kom die nuwe stelsel, reg. Goed, luister mooi. Ons gaan weer, en ek sien Brandon Bixie dit bevestig dit. Hy praat van 'n verskriklike siekte wat uitbreek oor die wêreld in so 'n mate dat God hom wys dat die populasie van VSA wat oor die 300 miljoen is, val na 30 miljoen. Hy's reg. Hy's nie verkeerd nie. En hier in Suid-Afrika gaan ons ook hierdie siekte sien. Hy breek hier uit en hy versprei van hier af na die VSA. Ek het gesien hy kom oor die suidelike grens van die VSA. En so hy kom hier oor ons grense en hier breek hy uit en hulle kan hom nie beheer nie. En dit is Marburg. So die Marburg virus breek uit. As jy nie weet wat Marburg is nie, gaan kyk asseblief op die internet.
Marburg is familie van Ebola. En hulle het hom gaan weaponize. So hulle het die virus gevat, hy was nie so giftig en dodelik nie. Toe gaan hulle hom weaponize. Daar in hulle laboratoriums, in hulle biolabs, het hulle die gain of function, menende, hulle vat 'n virus en hulle maak hom meer dodelik. Dave sê die ooskus van Afrika, hy ek woon in Durban. Dave, jy moet asseblief na my video's gaan kyk, asseblief. Ek het dit al hier ook gepraat, ek dink hier's amper 300 video's op hierdie kanaal. Ek het dit hier baie duidelik vir julle voorspel. Ek het leringe daaroor gemaak, lang video's daaroor gemaak, waar ek het mooi verduidelik op YouTube. Go listen, gaan luister. Die hele ooskus van Afrika gaan sink. Julle ouens in Durban gaan in elk geval onder water wees, reg? Maar Natal sal survive. Maar die kusvlakte sal onder water wees vir baie jare. So, reg. Tafelberg word 'n eiland, korrek. So wat sien hy? Hy sien dat die digital ID kom in. Hy sien dat daar dat 'n stelsel in Europa inkom waar jy nie mag werk nie, want jy het nie die digital ID nie. Jy kan nie hospitaal toe gaan nie, want jy het nie die digital ID nie. Jy moet facial recognition hê om op die internet te kom. En toe hulle daai stelsel in plek het, toe rol hulle 'n vax uit. Want sê hulle, kyk hierdie verskriklike siekte het uitgebreek, Marburg en ons moet vax. Nou hulle het geen vax vir Marburg nie. Daar's niks. Hulle het eksperimentele jabs vir Marburg. Hulle het nie iets wat hulle weet wat werk nie. So hierdie eksperimentele jabs jy word die eksperiment. Jy moet dit mooi verstaan. So en baie mense gaan in die ry staan vir dit, want die alternatief is verskriklik. Ek het gesien dat baie mense sterf. Baie mense sterf, veral onder die swartes is die getalle wat sterf massief. En ons gaan dit sien in Suid-Afrika, maar dit behoort onder die Doringbos regering te wees, dit is nie onder hierdie swart regering nie. Wat bedoel jy as jy praat van sieners, vra Kat? Sieners is 'n seer. It's almost like a prophet. It's people that see dream visions or visions. So there's a lot of them. Goed, en hy sê, daai mense in Europa verloor alles. Hulle word uitgeskuif uit die samelewing, hulle word bedelaars, hulle is homeless, hulle bly op die kant van die samelewing, omdat hulle nie bereid is om die jab te vat nie. Want nou die digital ID is op pad na die verpligte jab toe. Nou, hulle is ook nie een wees nie, daar sal 'n booster wees en nog 'n booster, en dis wat hulle met ons doen. En die plan is natuurlik om wêreldpopulasie te gaan verminder. Shelley, dit is so, maar hierdie Marburg is so ernstig, en die gevolge daarvan is so verskriklik, dat hulle almal uit vrees ook onder andere in die rye gaan staan. What country would be safe to go? Northern Cape. Wat is die Doringbos regering? Na die ineenstorting van Suid-Afrika in 'n bloedige revolusie, omdat daar tekort is aan geld, aan bronne, SASSA word nie betaal nie, dan gaan ons oor na hierdie oorlogssituasie toe, die mense is honger, hulle stroop die winkels, en binne 'n kwessie van 2 weke het jy chaos. Polisie en weermag kan nie alles hanteer nie, daar's vure wat oral uitslaan. Roger Thiel sê they will burn everything. Reg, dit is so. Ek dink nie dis vreeslik skade nie. Hulle kan, laat ek nie sê waar kan hulle begin nie, maar die stelsel gaan daaronder lê. So, wat gebeur die 28ste? Niks gebeur die 28ste, dis net vandag se datum. So, in daardie tyd besluit die VN en die VSA en Brittanje en Duitsland om te help in Suid-Afrika om te probeer om wet en orde te handhaaf. Dit wil sê, hulle stuur troepe en hulle probeer 'n bietjie orde skep, en dan is die volgende stap is om 'n nuwe regering in plek te kry, maar daardie regering moet 'n pro-NAVO regering wees, dit kan nie 'n BRICS government wees nie. En dan begin hulle 'n tipe van 'n CODESA, herverdeling van Suid-Afrika, en ons moet nou saamwerk, en ons moet ons pensioene en ons beleggings gee, want die land is bankrot. En so 'n regering is 'n Doringbos regering. So dis 'n puppet government wat beheer word deur die buiteland. Wat se jaar gaan dit in SA wees wil prep? Jy moes al lankal begin prep het, Mona.
min of meer in 2020 ten minste al. So, kyk vir volgende jaar. Weet jy enigiets van die jabs, vaccines wat nou op ons vars groente en vrug gesprei word in die VSA? Mense hoor baie daarvan. Dit is so dat dit wat hulle mee besig is om die kos te vergiftig. So ver as moontlik maar plaaslik koop. Brittanje kan hulle self nie eens help op die oomblik nie. Brittanje is besig met wapen, hulle die pensioenfondse gevat, my maat. So, as jy onder die wanindruk verkeer dat Brittanje nie kan mobiliseer nie, kry ek jou baie jammer. Die chaos wat daar is by design. Die chaos wat daar is nie per ongeluk en nou staan die regering magteloos nie. It's by design. So asseblief, dink mooi. Goed, kom ons kyk. Right, so, hy sê hierdie stelsel kom dan ook in plek in die VSA, so die VSA kapituleer, wat beteken hulle vryheid van spraak word weggevat, die wapenstorie, hulle gaan die reg tot wapens wegvat, daar kom 'n burgeroorlog in die VSA, so hulle gaan hierdie stelsel probeer implementeer, ook in die VSA, en hulle gaan in 'n groot mate suksesvol wees. Nou, om dit te doen, moet daar 'n wêreldwye ekonomiese ineenstorting wees. Die dollar gaan val. Daarmee saam die Australiese dollar, die yen, en dan die euro, dit gaan sleg lyk. Reg. Dan sê hy sien die aanval wat in Johannesburg plaasvind, die nag van die Langmesse, wat hulle praat van die nag van Langmesse, maar is eintlik die nag van Johannesburg, iets wat Johanna Brand gesien het, hy sien dit ook. Dan sien hy hoe die swartes vlug na Europa en Brittanje, hordes van hulle. Hy sê, maar in die Noord-Kaap sal dit veilig wees. Luca, I don't know. Dit hang alles af. I don't know where you want to go. World events. Hy sê nog verder, hy sê, I'm looking at SA from above. Die volk word wakker, hy sien hoe word die volk wakker. Hy sien hoe gaan die sirenes af in Turkye. Die VSA jets vlieg oor Turkye. VSA jets loop hulle vas teen die Turke. Die Joodse staat tree toe en red letterlik die VSA van 'n vreeslike vernedering. VSA politici spin dit as 'n suksesaanval, maar Erdogan reageer en sê dat hulle Amerikaanse jets afgeskiet het. Dit is so, met die S-400. So, hy sien hierdie aanval op Turkye van die VSA en van die Jode baie duidelik. En dis iets wat baie belangrik is, ek dink hy het hierdie ding 3 of 4 jaar terug gesien, ons sien nou dat ons op pad is, daar sal 'n oorlog kom met Turkye. Die Jode het 'n probleem met die Turke wat so 'n groot weermag het. Die Turke wil nie saamwerk. Kyk, Erdogan is deel van NAVO, maar hy sit eintlik op die draad. En dan gaan dit oor die beheer oor Cyprus. Cyprus behoort aan die Britte, maar dit behoort ook aan die Turke. Die Jode soek Cyprus. Hulle het begin om te settle daar. Hulle het op 'n manier die Grieke se gesindheid gekoop. Hulle Cynthia, en hulle het begin settle daar, tot die Grieke en die Turke se ontsteltenis, en dit is in hulle plan, dit is in die Jode se plan, hulle Greater Israel plan, om nie net te vat tot by die Nile nie, of te vat tot by die Eufraat nie, grondgebied nie, maar ook onder andere om Cyprus te vat. So ja, hierdie is baie belangrik. So hulle wil in Cyprus 'n regeringsverandering hê, 'n regime change. Nou ja, ek dink dit sal wees, ek dink nie ons sal gou nou noodwendige oorlog hê teen Iran nie. Die Jode het hulle gatte gesien met Iran. So hulle moet herorganiseer en 'n nuwe plan uitdink. So dit op hierdie stadium van die geveg. Kom ons kyk. Ek het nog iets hierso, kom ons kyk wat sê Pastor David Wilkerson. David Wilkerson is lankal dood, hy is 'n ou pastoor gewees, hy is al jare dood. En hy het gesê, hy sien 'n finansiële krisis in die wêreld, hard times. Hy sê die nature is in labor pains, major earthquakes worldwide. Hy het dit gesê. Dan sê hy famine, groot hongersnood gaan plaasvind. Nou hierdie
profesie wat hy hier gegee het hy gegee in 1973. Hy praat van 'n cosmic storm, hailstorms, groot tsunamies. Ja, so daar sal 'n storms wees, 'n kataklisme wees in die ruimte. My mening oor Charlie die adder aan sy boesem gekoester en toe by die adder hom. Dis wat met Charlie gebeur het. Goed, hierdie is Pastor David Wilkerson. Hy sê persecution madness vir Christene word closely monitored. Dit is so. Ons gaan sien hoe Christene wêreldwyd vervolg word. Dit is reeds die geval in Brittanje. In Brittanje mag 'n Christen nie op die hoek staan en predik nie. Die moslim mag op die hoek staan en roep, maar hy mag nie predik nie, dan sluit hulle jou toe. Ek dink ook daar kom 'n lockdown volgende jaar. Ek dink nie daar kom net een nie, maar goed. Sergio, ek stem met jou saam oor Jesus. Dit is so, hy is die koning van die konings. Dit is korrek. Maar hy sê ek het vir julle vooruit gesê, wat beteken jy moet voorsiening tref na die beste van jou vermoë. Reg, so Christene word vervolg, ook in Europa, en ons gaan dit ook sien in Brittanje. Hierdie antisemitiese wetgewing wat hulle ingevoer het in die VSA, maak die Bybel eintlik onwettig. Die Nuwe Testament is onwettig. Die Nuwe Testament, waar die Nuwe Testament wys die Jode uit as die moordenaars van Jesus Christus. En dit is volgens die antisemitiese wetgewing wat hulle aanvaar het daar in Amerika, is dit hate speech. Wat beteken, ons gaan sien hoe hulle probeer met Nuwe Testament ten minste te verbied. Die Bybel noem Armageddon. Wat is Armageddon? Dit is wanneer die Gog en die Magog nasies in die verre toekoms, stop. Nee, stop het! Optrek, die nasie sal optrek teen die lam. Maar is meer as dit. Hulle sal optrek teen die Israel koninkryk. Wag net so bietjie. Stop dit! Stop dit! Hou op raas! Goed, kom ons lees verder. Dan die volgende ene, hy sê hierso, die profesie van Naam gaan in vervulling, abdominal filth. Hy sê die filth, die vuilheid, die afwykende gedrag, alles wat vuil en lelik is, alle daai gruwelsondes, gaan oral geparadeer word in die wêreld en op die televisie, en dit gaan voorgehou word as die waarheid. Bambi, waar kan jy my kontak maak, is maar op WhatsApp, maar jy kan my PM op TikTok, of gee ek jou my nommer. Hitler het nie die Jode probeer uitmoor nie, glad nie. Die Jode het oorlog verklaar teen Hitler in 1937, so hulle was 'n probleem toe Duitsland in oorlog ingaan. Wat doen jy met 'n groep in jou land wat nie wil saam veg nie? Jy sit hulle in kampe, dis normaal. Die Britte het dit met ons gedoen al op 2 kere. Twee kere in die wêreld het met Eerste en die Tweede Wêreldoorlog het hulle mans in Suid-Afrika in interneringskampe gesit wat nie wou gaan veg nie. Die Leviathan is nie 'n big dragon under the water nie. Nee. So, die Leviathan is die draak, is Satan self. Kom ons lees verder. So hy sê, ons gaan hierdie abdominal filth gaan ons sien oral. So die LGBTQ, die pedofilie, die bestialiteit, ja, hulle gaan die media daarmee flood. Ons gaan sien dit kom. Dan die persecution madness for Christians. En Christene will be closely monitored. Hulle wil dit nou in Suid-Afrika inbring. Daai vrou van die CRL het nou 'n ding voorgelê waar volgens hulle Sergio, ek het nie nou my foon by my nie. Jy moet nou eers bietjie wag. Waar volgens hulle jy kan nie meer 'n pastoor wees as jy nie 'n Christen as jy nie geregistreer is nie. Jy gou kans dat ek net hier toe maak, want daai een raas vreeslik. Ek wil nou wonder as hy nou net rustig raak, anders moet ek hom uitgooi. Kom ek lees verder.
En dan sê hy, godless, army of prayer people is hirelings, persecution, LGBTQ+. So, hy sê die pastore en die predikante is huurlinge, menende, hulle is nie ware gelowiges nie, en hulle is besig om die gemeentes af te vat in die gruweldade in. Hulle is besig om met die gemeentes te stap na die hel toe. En hy's reg. Hierdie mega churches is 'n groot probleem. Hoekom is die Jode altyd betrokke? Want hulle haat die blanke. So. Goed, kom ons kyk. Hy praat spesifiek daarvan dat die konflik in Azerbaijan weer sal opvlam. Nou, daar is op hierdie stadium relatiewe vrede tussen Azerbaijan, Armenië en Georgia. Maar daar kom 'n oorlog in Azerbaijan. Daar's 'n moeilikheid wat daar gaan kom. Nou, of dit dalk met Iran is, weet ek nie. Want Azerbaijan is eintlik op hierdie stadium 'n proxy van die Joodse staat. En die Jode gebruik Azerbaijan om van daar af terroriste aanvalle te doen op Iran. Want hy sit aan die bokant. Azerbaijan verskaf ook olie, ten minste 40% van die Jode se olie in die Midde-Ooste. So hulle is groot pelle. En hy het gesien, Bliksemdromer het gesien dat in die tyd wat Azerbaijan in 'n oorlog is, en ons is nog nie in 'n oorlog nie, het ons rand so ver geval. Daai man van Azerbaijan praat met hom en hy lag hom uit. Hy sê ons is in 'n oorlog en ons geldeenheid lyk nog steeds beter as julle geldeenheid. Nou by ons gaan die rand baie ver val. Want ons is hier op 75 na 80% van ons GDP het ons gaan leen oor die laaste 5 jaar. Hierdie regering leen 2,1 miljard rand by die Joodse bankiers. Elke liewe dag. Hulle rente is 1 miljoen rand per dag. Ja, hier kom nog oorlog, heel wat oorlog. Ek kan nie nou moeg raak nie. Die oorlog het nog net begin. So, dan sien hy 'n ander baie belangrike ding. Luister, hy sien Duitsland roep die Portugese ambassadeur in, en toe sien hy hoe Portugese skepe seil na Suid-Afrika. Dit is so. En dit sien hy op 26 Januarie, 9 Julie 2020, en dan later op 26 Januarie ook. So, dit is lang tyd terug wat hy dit gesien het. Hy sien Portugese skepe arriveer in die tyd toe die Kaap gevat word van die ANC. Dit is so. Ons sal sien hoe Britse troepe inkom by die Kaap en opbeweeg na Gauteng toe. Eintlik om die Suid-Afrikaanse, hierdie ANC-regering in plek te hou. Maar dit gaan nie slaag nie. So, wanneer hulle 'n nuwe regering saamstel, sal die regering anders te lyk. Daar sal 'n paar wit gesigte wees en dalk 'n sogenaamde wit president, en ons is almal nou pelle en ons moet die land herverdeel en almal se wapens moet gevat word, want kyk nou wat het gebeur. Hoe baie mense is nou nie dood nie. Kom ons gaan nou saamwerk, gee julle pensioenfondse, Eskom is bankrot, ons moet nou al eers die skuld betaal en dan kan ons die land weer bou, maar moenie worry nie, ons gaan vir jou 'n universal basic income gee, jy sal nou nie doodgaan van die honger nie. En dan bring hulle die central bank digital currency in. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Is julle met my groep? Luister julle mooi, want dit is waarin ons op pad is. Hulle praat openlik daarvan. So, in Europa sien ons dieselfde. In Europa het Ursula von der Leyen, daai ou heks, gesê, luister, die beleggingsfondse moet gevat word om die oorlogspoging teen Rusland te finansier. They must take the Europeans' savings. Kan jy dit glo? So dis 'n ding wat op die kaarte is. In Brittanje het hulle dit klaar gedoen. Hulle het die pensioenfondse gevat om die oorlogspoging en die oorlogsfabrieke op te rig. Want hulle moet die geld vat van die gewone man,
sodat die gewone man op die ou en niks het nie, dan moet hy in die ry staan met sy digital ID vir 'n Universal Basic Income Grant. Want die paus het gesê, almal moet 'n Universal Basic Income Grant kry. Niemand kan 'n salaris verdien nie, niemand kan meer verdien as 'n ander ou nie. Wanneer kom die digital currency in Suid-Afrika? Hulle is klaar besig met die implementasie daarvan. Maar ons behoort dit te sien na Uhuru, na die bloedige revolusie. Ja, dankie Cynthia, dit daar in Brittanje is hulle besig om hom klaar te implementeer. Ek dink hier teen Februarie, Maart maand gaan julle al sien. En sieners sê dat die Britse pond gaan so min werd wees, jy kan jou muur het met hom uitplak. So, benou nie gaan brand. So, jy kan nie daar bly nie. Right, stop it. Goed, so daar is baie belangrik, hoekom gaan die Britse pond niks werd wees nie? Hoekom gaan die papiernoot niks werd wees nie? Want hulle gaan oorgaan op 'n digital currency, en al het jy 'n paar rand onder die bank gebeere, jy mag dit nie gebruik nie. Enige iemand met meer as 1000 Britse pond in sy besit, of 250 Britse pond in sy besit, hy sal 'n terroris wees. Hy word op 'n lys geplaas, want sy transaksies het nie met digital currency deurgegaan nie. Dis waarin ons op pad is. Waar is die veiligste? Noord-Kaap. Goed, Carletonville sal wegsak in 'n groot sinkgat. Don't go there. Begin proaktief raak deel van die onttrekking. Reg, kom ons lees verder. So hy sien die Portugese skepe arriveer in die tyd toe die Kaap gevat word van die ANC, menende hierdie Britse troepe kom in. Cyril is nog in beheer, want hy sien Cyril se spirit hang nog rond in die land, sy teenwoordigheid, maar dan verdwyn hy. Dit gebeur tydens 'n major power, hy sê, seker power ineenstorting, ek skryf vinnig, kragprobleme in die land, groot kragprobleme in die land, ek gaan nou met julle daaroor praat. Dit gebeur, die droom klink so, hy praat in die droom met 'n familielid van sy pa, hy was 'n pastoor, maar is reeds 5 jaar oorlede. Hy vertel van 'n boek wat hy geskryf het. So die man in die droom vertel hom van 'n boek wat hy geskryf het. En hy vind eers uit na die droom, dat die man werklik waar 'n boek geskryf het voor sy dood. Hy gaan vra toe die familie. Hy sê ook dat hy gesien het, in die droom praat hy met die pastoor, hy huil op die pastoor se skouer, oor die situasie in die land. En die pastoor troos hom, hy sit sy hand op sy skouer. Kom ons kyk, hy praat baie die mekaar, kom ons kyk, waar sê hy nog? Ek wil net vir julle die res van die droom lees. Hy sien 'n jong vrou in 'n wit rok sit langs hom, sy is familie van die pastoor. Sy gesels met hom, hy sê hom, wat gaan gebeur met Suid-Afrika sal oor gepraat word, reg oor die wêreld, vir 5 jaar. Dit is die belangrike deel wat hy sien. Hy sien dat daar word gesê, hierdie dinge wat in Suid-Afrika gaan gebeur, is van so 'n aard, vir 5 jaar sal die media en die wêreld praat oor hierdie groot slagting, ramp, krisis wat Suid-Afrika getref het. Stefan, jy moet deel raak van suidlanders.co.za. Raak deel van die burgerlike beskermingsplan. Hulle gaan jou inlig wanneer moet jy skuif. Wat gebeur die 28ste September? Niks, behalwe dat dit die datum is waarop hierdie video gemaak is. Goed, so hy luister mooi wat hy sê. So hy sê vir hierdie vrou, dat hierdie verskriklike dinge in Suid-Afrika vir 5 jaar oor gepraat sal word in die wêreld. Die volgende 20 jaar gaan 'n moeilike tyd wees vir die blankes, dis wat hy droom, hy sê dit vir die vrou. Baie uitdagings, binne 40 tot 60 jaar sal Suid-Afrika die veiligste land wees in die wêreld. Hy sien haar, hoe hierdie vrou waarmee hy praat in die droom verouder sy, en hy besef dat sy oud geword het. Hy sien haar hoe sy is in 2060. Hy sien 'n kaart van die wêreld, daar is 'n lig oor Suid-Afrika tot by die ewenaar. Die res van die wêreld is pikswart, is donker.
blankes vlug na Suid-Afrika, hy sien ook 'n UFO hovering oor Suid-Afrika en toe vlieg dit weg. Dan kyk hy op, hy sien hoe die sterre 'n binary code is. Enetjies en nulletjies. Hulle is tyd van ons realiteit. Hy sien hoe dit dui op 'n nuwe tydvak. Nou dit wat hy hierso staan in jou Bybel ook, reg. So, daar kom 'n nuwe tydvak. Daar's nie nou 'n wegraping of 'n wederkoms nie. Hy sê teen 2060 is ons die veiligste land in die wêreld. Ons is ook die enigste blanke land in die wêreld. Die vrou met wie hy praat met die wit rok is die volk. Hy praat met die blanke volk in die droom. En hy vertel haar die profesie in sy droom. Dis so 'n belangrike droom wat hy hier gehad het. So, maar terwyl hy sien dit. So, nou kom ons terug. Onthou, hy praat van Portugal. In die tyd wat dinge ineenstort in Suid-Afrika, en hier's natuurlik Portugese wat wil vlug, hulle kan nie vlug nie, dit lyk sleg, jy kan op die vliegtuie altyd klim nie, dinge lyk sleg. Sien ons Portugese skepe arriveer in die Kaap, reg. Hy praat van, hy sien ook dat hy gesien het hoe die media ons in die publiek vervolg en uitmaak as bedrieërs. Wiley, jy kan met my kontak maak, ek sal nou my nommer gee, en dan, skies tog, ons batterystelsel is besig om te huil. Piglet, hoekom is jy nie by nie? Hoekom is jy nie by met wat ons sê nie? Hoekom sukkel jy om te verstaan? Jy gou kans het, ek net hoor wat sê die kinders. Right, jy gou kans. Ek wag dat my kind kom. Simeon, kan ek jou iets vra? Dat hy so 'n bietjie rus kyk gou vir my? Sorg net dat julle skoolklere net gou gespoel word. Die res kan lê tot môre, okay? Skies tog. Wat gaan hier aan, verduidelik 'n bietjie. Blue Eyes, jy moet maar luister. Ek is besig met die visioene van Blikstemdromer, reg. So hy sê, hy het gesien hoe die media ons in die publiek vervolg en uitmaak as bedrieërs. Hy praat van die regse groeperinge. Praat nie van die liberales en die kerkouens nie. Moenie worry oor hulle nie. Niemand gaan hulle vervolg nie, want hulle is besig met die leuen. En soos ek sê, en hy het die gevoel gehad dat Portugal weer betrokke raak by Suid-Afrika. Nou, Portugal was baie jare laas by Suid-Afrika betrokke. Hy sê Portugal raak baie militaristies. Die empire rises again. So, Portugal raak deel van die wapenwetloop. Portugal raak baie militaristies. Nie net in Portugal nie, maar ook ander Europese nasies begin kyk na Suid-Afrika. Dit is so. Hoekom? Want Suid-Afrika stort ineen. In Suid-Afrika is propvol minerale en steenkool. Hier's goed hierso wat hulle wil hê. So as hulle 'n puppet government in plek kan sit hierso, dan kan hulle alles begin uitvoer via Richards Bay en waar ook al Europa toe. En dit is met die steenkool in Suid-Afrika wat Duitsland sy oorlogsekonomie kan oprig. Want hy probeer bewapen, maar dit is baie moeilik. Ons het 'n slagting gehad van werke. Mense, hulle praat van duisende wat nou hulle werk verloor het in Duitsland. Duitsland was die hart van die fabrieke van die industrialisasie in Europa. Hy is die hart van die ekonomie van Europa. Hy het ineengestort en dit het baie te doen met krag, met die duur gas wat hulle moet betaal. Want wat het die VSA gedoen? Die VSA het Nord Stream 1 en 2 opgeblaas. Vat hom en sit hom in 'n ander kamer, want hy kan so raas. Maak hy toe daai ander kantste deur. Skies tog. Hulle het Nord Stream 1 en 2 opgeblaas. En dit het veroorsaak dat Europa nie meer goedkoop krag kry nie. Daai gas en olie, dit was cheap. Die Russe het aan hulle cheap verkoop. Nou het hulle dit nie meer nie. Hulle koop dit nou teen 4 keer die prys meer by die VSA. So dis nie moontlik om ekonomieë op te rig nie. Nou wil hulle begin met oorlogsekonomie. Hoe gaan jy dit doen? Suid-Afrika se steenkool.
Kom ons gaan aan. Reg. Kom ons gaan aan. Ek lees vir julle verder. So hy sê Portugal raak baie militaristies. Ek sien Spanje het ook baie militant geraak teen die Jode. Hulle het nou 'n vlootskip, een van hulle fregatte gestuur om die flotilla wat op pad is na Palestina toe, om daar hulp te leen, om hulle te beskerm teen Jode se drone aanvalle. Want die Jode stuur die drones aan op daai skepe, dan ontplof, kry hulle gate en die tipe van ding, omdat hulle herstel word. Meloni van Italië het 2 skepe so ver gestuur. So ons sien dat Europa raak baie militant en hy raak militêr georiënteerd. Hulle praat openlik van Duitse mans oproep. Dankie Koekie. Die nuwe wêreldorde soek gas om te kan doen wat beplan is, dis korrek, maar onthou, oorlog is werkskepping, mense. Wat is oorlog? Werkskepping. So wat doen jy? Jy laat val die ekonomie, dan is die manne werkloos, dan sê hulle, goed, ons draaf julle en ons sal julle betaal, en dan kan julle dan, ons gee julle betaling, julle families kan dan bly eet, en julle moet vir ons gaan veg. Dit is wat gaan gebeur. Dit gebeur so met elke oorlog. Dit is deel van die operasie. Hoekom doen hulle dit dieselfde so? Hy werk so mooi. As die plan werk, dan verander mense die plan nie. Reg, kom ek lees verder. So hy sê hulle begin kyk na Suid-Afrika, die nasies in Europa. Hy sê hy vrees het om oorval toe hy hierdie militaristiese Portugal sien. Hy sê Portugal dreig die ANC regering met militêre intervensie. Hy sê they set their sights on South Africa. Their threat to the ANC is real. ANC verdwyn heeltemal van die toneel af, wanneer Europese nasies ook hulle stemme laat hoor. Hy sê hy sien die ANC vlug uit die Kaap, hy sien Kuiberg werk in daardie tyd nie. Goed, nou, is baie belangrik, ons sal nou praat oor hom. Hy sien militêre intervensie van Portugal. Hy sien boots on the ground in Afrika, met Spaanse troepe ook in Suidwes, maar ook in die Noordwes-Kaap. Hulle word gestuur vir die Turkse troepe wat afbeweeg uit Noord-Afrika af ondertoe. Die Turke soek ook die Suidsee Kaapse roete. En natuurlik die Turke en die Pakistanners is in Libië en hulle veg ook in Egipte en hulle beweeg af en ons sien dit. Marina bly onder 'n klip. Marina bly onder 'n klip. Reg, kom ons kyk. Hy sê die Britte sit reeds agter die EFF. Hy sien dat migrants geskiet word by die grense in Europa. Hy sê hy sien hoe klim hulle op teen die drade, want hulle wil oorklim en hulle word letterlik doodgeskiet daar. En in daai tyd sien ons dat die Duitsers baie aktief raak in Suid-Afrika en militêr betrokke raak in Suid-Afrika. Hy sien 'n regse swaai in Duitsland. Dit is ook voorspel deur die Europese profete, sieners sê dieselfde. So kom ons gaan terug, want hierdie ding is baie belangrik. Luister wat hy sê. Hy sê in die tyd waar die Portugese skepe arriveer in die Kaap, dan moet jy verstaan, die Britte is ook al betrokke. Die Spanjaarde het betrokke geraak. Hierdie ding dat ons foreign troops, buitelandse troepe gaan sien in Suid-Afrika, dit kom. Is nie net ek wat so sê nie. Dis nie net Siener wat so sê nie. Dis nie net Blikstem wat so sê nie. Daar's 'n ander man op YouTube, The Weeping Prophet. Ek het sy goed ook hierop geplaas, sy video, en ek het dit ook bygesit. Hy sê dit so waar. Hy's reg. Maar as 'n mens nie wil luister nie, dan kan 'n mens sê, ek is nie hier om ouens te dwing nie. As jy nie wil luister nie, good for you. Geniet jou lewe, kuier lekker, lê in die kroë en in die restaurante, gaan groot, speel lekker, want die skrif is aan die muur. Reg. So hy sê, in hierdie tyd gebeur daar groot kragprobleme in die land. Siener sê, luister mooi, hy sien die hele land is donker, net 2 liggies brand. Daar's net 2 liggies wat brand in Suid-Afrika. Watter 2 dorpe in Suid-Afrika wek hulle eie krag op? Kom ouens, interaktief. Watter 2 dorpe in Suid-Afrika wek hulle eie krag op?
Doodse stilte. Orania, dankie. Nee, nie die Kaap nie. Kaap kry sy krag van die bo af. Orania wek sy eie krag op, dankie. Alright, in die ander plek, daar's nog ene, dink mooi. Dink mooi. Nie Tuinfontein nie, Orania doen. Nee. Nee. Frankfurt. Daar's die keer toe ek hierdie vraag gevra het op 'n live. Toe kom hulle na my toe terug te sê hulle Frankfurt. Frankfurt kry sy eie krag. George kan nie sy eie krag opwek nie. Hy kry dit van Mpumalanga af en van Kuiberg af. Dit is eintlik is Kuiberg net daar om die Kaap 'n bietjie aan die gang te hou. Frankfurt en Orania wek hulle eie krag op. Dankie, Frankfurt in die Vrystaat. Goed, ons gaan nou wanneer begin al die goed? Ek beplan om my besigheid in die Kaap te begin als verniet. Ja, sies tog, dit sink, die Kaap sink, so, dit sal wegspoel. Dankie Mikkie, right. So, Siener sê, daar's groot kragprobleme in die land. Dis donker, daar's nie krag nie, net 2 liggies is daar. Hy sê, en dan sien hy die boiler wat so warm is, die boiler, en die boiler rook, daar's rook wat uit hom uittrek, en hoe nader hy hom stap, hoe warmer raak dit. Hy sê die gloed is in sy gesig. Nou, luister mooi, dit het alles te doen met Kuiberg. Dit het alles te doen met Kuiberg. Ek wil net kyk, waar praat hy uit? Nou hier het ek gesien, hy sê hy sien die ANC vlug uit die Kaap uit, hy sien Kuiberg werk nie in daardie tyd nie. Ja, hulle gaan hardop uit die Kaap uit, wanneer daai aardbewing Kaap slaan en Kuiberg ontplof, nou hoe lank na die aardbewing sal hy ontplof, weet ek nie. Gewoonlik is dit as gevolg van dat die reaktor overheat, sy pompe sit af, hulle werk nie meer nie, en die seewater wat hom moet afkoel, dit kom nie daar uit nie, en dan raak hy te warm en dan ontplof hy. Wat as jy solar het? Ja, jy verstaan nie iets mooi nie, kom ek help jou hier. Jy kan solar by jou huis hê, maar as jy in die dorp kom, is alles af, tot die ATM werk nie. So, jy kan maar solar hê by die huis. As jy die kraan oopmaak en maak wat die pomp werk nie. Die pompe wat daar van die reservoir is binne 2 dae leeg. Gaan dink mooi. So jy kan maar solar by die huis hê in 20 generators en moes baie petrol en diesel en whatever. Jy kan dit hê. As jy in die dorp kom, is die bank toe. Die winkels is toe. Wanneer moet ons voorberei? Jy moes al voorberei het. Dankie van 2020 af. So, die ouens verstaan nie mooi nie. Jy gaan uitry by jou hek, en dan is die wêreld om jou, daar gaan niks aan nie. So jy moet nou dink, hoe werk dit? Dankie, geen petrolpompe gaan werk nie. As jy nie diesel opgegaar het of petrol of op 'n manier nie, bly jy by die huis. Jy sal wag vir beter dae. Ja, as die krag afgaan is daar niks, dis korrek. As die krag afgaan is daar net mooi niks. Reg. So, luister mooi wat hy sê, en dis hoekom, wat hy sê Siener ook. Siener sê, Suid-Afrika word 'n suksesvolle en 'n groot land tot in die verre toekoms. Word ons 'n groot en 'n sterk landbouland, en almal vrees ons, en hulle karring nie met ons nie, en ons is die veiligste land in die wêreld. Hy's reg. Bliksendromer sê, hy sien ons is in 2060, en ons is die enigste blank in die land in die wêreld, en is die enigste plek waar daar 'n lig skyn. Hy's reg. En die lig skyn oor SA tot by die ewenaar. Dis ook korrek, want hy sien die kaart van die wêreld. Dankie Kobus, die volk is nog nie wakker nie. Gaar op. Reg, daar kom 'n nuwe tydvak. En dis wat die kerke julle nie vertel nie. Daar kom 'n nuwe tydvak. So, ja, ek weet nie wat moet ek vir julle sê nie, daar kom 'n nuwe tydvak. Ek sien uit daarna. So, dit is nie vir my 'n probleem nie. En geen die torings werk ook nie. Nou is die feit as die krag afgaan, dan steel hulle die batterye. Ja, geld gaan jou nie help nie. Jy kan ruil met kos, jy kan ruil met jik, jy kan ruil met skoonmaakmiddels, jy kan ruil met kos en koffie en sigarette en so aan.
Hulle moet die stelsel laat val, voordat hulle die cashless kan inbring. Wat van die komeet wat op pad is? Ja, bad news. Bad news. Kom ons kyk hoe lyk hy nader aan die tyd. Ons weet 'n asteroïde gaan definitief die see tref, dis kan Puerto Rico, dit is korrek. Jy moet medisyne opstok, dit is so. En jy moet doen in hierdie tyd, wat jy nou nog nie jou digital ID moet wys, voor jy dit kan koop nie. So, sout en heuning is baie belangrik, dis korrek. Sout is relatief goedkoop, maar heuning is maar duur. Ons is op pad daarna toe, dat jy by sekere winkels glad nie meer met kontant sal kan betaal nie. Nou wat doen ons met daardie winkels? Boykot hulle. Sê vir ons, kyk, geld is 'n legal tender. Hulle moet 'n wet afkondig waar hulle sê, cash is nie 'n legal tender nie. So, daai noot is geteken deur die Reservebank se ou groot baas, so dis legal tender. Hulle kan hom eintlik nie weier nie. So 'n organisasie, so 'n maatskappy boykot jy. Is die oom se droom legit? Korrek, ja. Die oom se droom is legit. Hoekom? Want dit wat hy sê siener. Hy sien dit maar net meer en meer detail. Dit wat hy sê ek al vir julle van 2023 af. Ek is soos 'n grammofoonplaat wat vashak. Julle moet begin kos by mekaar maak. Julle moet medisyne begin by mekaar maak. Jy moet verstaan, jy kan nie jou huis saamvat nie. Pak 'n sleepwa, kry 'n tent, kry 'n slaapsak. Jy, veral as jy kinders het, begin kratte pak, begin iets doen. Jy kan nie net niks doen nie. Hallo almal, daar sy, antibiotika, pynmedikasie, goed, brandmedikasie, medikasie vir brandwonde. Ja, julle moet maar gaan dink, asmapompe, vir die ouens wat asmapompe en so aan het, en saad om self te plant, korrek. Jy gaan na 'n situasie toe waar daar 'n ineenstorting kom wêreldwyd. Saam met die uitbreek van virusse wat hulle gaan versprei. Nee wat, berging, 'n blikkie kan lank hou, hy kan baie lank hou. Gewoonlik woon ons in die berge, ja, as jy in die berge woon already of grid is goed. Diere antibiotika, daar sy, gaan koop hom daar, hy's goedkoper, jy gaan koop hom eenvoudig daar by die groot plekke wat, byvoorbeeld die koöperasies. Niks verkeerd, maar jy het nou niks verkeerd met die Jesus naam nie. Ek is nie lief vir koffie nie. Nee wat, die kos sal nie vrot word nie en die medisyne sal nie verval nie. Medisyne is gif, oor die algemeen. Gif verval nooit nie. Gaan kyk mooi, daar's nooit 'n vervaldatum op gif nie. So ja. Weet jy, die vervaldatums op antibiotika en daai goed. Ja, mens kan sê wel, hy verval oor 6 maande. Laat ek vir jou sê, 2 jaar van nou kan jy nog steeds gebruik. Dis nie 'n pagan naam nie, maar het. Inteendeel, vat die naam Jesus en dan voer jy hom in op Google Translate, dan sê jy vir hom, hy moet vir jou wys hoe lyk dit in Hebreëus en hoe lyk dit in Latyn en so aan. Ja, mense sal begin moer en beklei om almal se kos wat hulle bymekaar gemaak het. Ja, as jy daar is waar jy waar hulle kan dink jy het iets, gaan hulle dit vat. Knoffel. Ja, is natuurlike antibiotika. Is ek 'n wetenskaplike? Nee, maar ek verstaan meer. So, Desmond, wil jy my vasvra? Jy's welkom om my vas te vra. Ek bring 'n vraag, kyk of ek hom nie kan antwoord nie. My dokter sê ook antibiotika kan jare hou. Ja, dit hou jare. So, om nou daaroor bekommerd te raak, dit is nie 'n probleem nie. Ja. So, weer eens, luister mooi, asseblief. Kyk, ek pleit by jou. Julle moet asseblief begin prep. Jy gaan veld toe vir 'n lang ruk. Jy gaan nie weer terug huis toe nie. Jy gaan veld toe, jou redding lê in die veld. Jou redding lê in die veld. Daar in die Noord-Kaap waar die blanke volk by mekaar kom en ons na mekaar kyk. Ons redding lê in getalle, saamtrek, saam help, saam kyk,
saam bid, saam werk, saam loof en prys. Verstaan julle? Dankie Cynthia. Ja, Wolmaranstad is 'n beter opsie as Carletonville. Maar jy hoef nie nou al te loop nie, Lily. So wat doen jy? Pak 'n sleepwa, raak deel van Suidlanders. Kom op die SMS-stelsel. Ja, verstaan waarheen is jy op pad? Dan is dit baie makliker om voor te berei, as wat jy jou blind staar en sê, wel, dit gaan nie met my gebeur nie. Dankie Koekie, ja, ek gaan baie beweeg, so ek gaan nie 'n huis hê in die Noord-Kaap, en nou bly ek daar nie. Right, so, dit is nie asof ek in die Noord-Kaap gaan trek, en nou het ek 'n tentjie wat ek opslaan, en nou bly ek daar, it's not going to happen. Ek gaan baie rond beweeg. Die probleem is, Noord-Kaap is jou beste opsie, en Noord-Transvaal is bad news. So, want die getalle oormag is te veel. Die getalle oormag is te veel. Skole, die kinders moet skool gaan daar by jou, so skole is nie belangrik op die langtermyn nie. In elk geval gaan hulle die jongmans oproep, sy 18 is gaan omdraaft. So, dinge gaan vir 'n rukkie tot stilstand kom. Free State there will be a lot of trouble in the Free State. Hoekom will there be a lot of trouble in the Free State? Because the new government that will come will give the land of the Free State to Lesotho. Ek, net ja, maar prep en pak maar 'n sleepwa. Ja, ek gaan vir jou waarborg, die interneringskampe vir die mans is in Australië. Kan jy nou dink hoe lekker warm gaan dit daar wees? Die kinders moet maar leer, die basiese goed doen. Moet kan vuur maak, ons moet kan beskuit bak, ja. Suidlander is net 'n naam, geen beweging nie. Suidlanders kom in plek Wiley, wanneer daar 'n noodsituasie is nie. So jy moet prep, en as jy kan, raak deel van 'n Suidlander onttrekkingsgroep. So, Suidlanders kan jou nie help prep nie. Jy moet prep. Suidlanders kom in plek wanneer die nood kom. Ysbeer, ek kom definitief Noord-Kaap toe, jy gaan dit lees in die koerant. Ja, praat jy van, ja, koolstof, jy praat van, wat noem jy dit? Wat is sy Engelse naam? Jy kan dit gebruik vir gif en die tipe van ding. Praat jy van 'n koolstoof? Ek dink aan iets anders nou. Ek kan dink aan die medisyne wat jy kan drink as jy gif ingekry het. Antrasiet. Ja, miskien kan dit help, ja. Die sonoonde is eintlik die ding wat beter help daar, miskien 'n rocket stove. Die sonoonde is eintlik 'n ideale ding, ja. Ons gaan vir 'n swaar kry, is alright. Dis beter as om in die stelsel te bly. Nieu-Seeland is nie 'n opsie nie. Charcoal, ja. Ja, charcoal, die medisyne, ja. Dis waaraan ek nou gedink het. Kom ek verduidelik jou die probleem pet van Nieu-Seeland. Nieu-Seeland sit op die rand van die Indo-Australiese plaat. En tydens die pole shift sink die grootste deel van Australië. Met die gevolg is al daai groot golwe gaan reg oor Nieu-Seeland spoel. Naas die feit dat Nieu-Seeland 'n vulkaniese eiland is. Dink mooi, al die vulkane gaan aktief raak. Wiley, maak met my kontak. Dan stuur ek vir jou iemand se nommer daar met wie jy kan praat. Vir wat gebruik mens charcoal? Gewoonlik vir iets soos 'n allergiese reaksie, jy het miskien giftige plante geëet of jy het gif ingekry of so, dan help hy nog. Charcoal help daarvoor. 'n Mikkie Australië sink. 90%, net sy ooskus bly oor. Want die hele Indo-Australiese plaat is besig om te sink. India gaan sink. Pakistan is besig om te sink. Durban sal onder die see wees, onder die water. Garden Route, no good. Daar sy.
baie in COVID gedrink, drink het nou nog. Daar sê, die ivermectin is ook natuurlik 'n baie belangrike ding. Ons gaan sien dat daar in daai mootgedeelte die sinkgate begin invul. Want daai area begin, daai area lyk vir my is 'n stretch zone, met die gevolg is, hy vul gate in, groot sinkgate, in so 'n mate dat die Magaliesberg skeur, hy skeur horisontaal, van die moot af tot by Hartbeespoortdam, hy skeur letterlik so oop, wat beteken, dis wat ek gesien het, wat vir my sê, daai hele vallei, daai mootvallei sak, en dis nie 'n goeie ding nie. East Coast, Port Elizabeth, don't go to the sea. 200 kilometer from the sea, inland, get to higher ground. Get to higher ground. Asseblief. Is daar iemand wat gou my nommer gaan opsit? Ek kan gou my nommer hier opsit. Dat ek net kyk of ek dit hier kan doen. Ja. Die Namibiërs sal vlug na die Noord-Kaap toe. Ek sit my telefoonnommer hier neer. Daar sy. Ek sê ook, as die voorouers dit kon doen met baie minder gadgets as ons, dan kan dit ons ook doen. Dis wragtig nie onmoontlik nie. Dis 'n moeilike pad, maar dis nie 'n onmoontlike pad nie. Ons voorouers het baie minder gehad as ons mense, baie minder. En hulle het baie meer moed gehad van hulle oortuiging as ons. Naas die feit dat hulle verskriklike gelowiges was. Laat 'n deel van Kaapstad gaan vergaan, die hele Kaapstad. Tafelberg word 'n eiland. Daar sal nie mense woon nie. Skiereiland breek af. Al die kusvlaktes sal onder water wees. Vir lange jare. Tydlyn van wanneer dit gebeur, ek raai. Die ouens raak kwaad as ek raai. Dan sê hulle, jy het gesê, ek raai. Stellenbosch sit op die kusvlakte. Ons moet van volgende jaar af dalk hierdie aardbewing te sien en daai asteroïde wat die see tref. Ja, dalk, dit het alles te doen met die aanloop van die verwoesting van die aarde, en dit het baie te doen met die Derde Wêreldoorlog. Die twee loop so saam. Want God moet intree, want anders gaan hierdie groot magte die aarde heeltemal verwoes met kernbomme. So Vader moet intree, en hy tree in met 'n verwoesting van die aarde. Dis wat hy gaan doen. Stellenbosch gaan verseker geraak word. Dis dan op die kusvlaktes. Nou is die feit dat dit bietjie naby aan Kuiberg is. Wat het gebeur met Fukushima, ouens? Wat het gebeur met Fukushima? Jy's in Springs. Siener sê die mini-stronke om Johannesburg is aan die brand. Dis al hierdie klein dorpies. Hoor wat ek jou sê. Raak deel by van Suidlanders. Raak deel. As jy nie weet hoe nie, kontak my. Kontak my. Asseblief. Ek gee vir jou iemand se nommer met wie jy direk kan praat. Ons praat oor die moeilikheid wat kom vir Suid-Afrika en die wêreld. Ons praat oor die droomgesigte van blikstemdrome. Deborah, weet jy dalk waar die gebied is waarvan hulle praat, waar ons onder God se beskerming sal wees? Ja, Noord-Kaap. Noord-Kaap. Dis die plek waar ons onder God se beskerming sal wees. Noord-Kaap. 200 km van die see af. Noord-Kaap. Reg, jy hoef nie nou al te gaan nie. Jy hoef nie nou al op te pak en soontoe te jaag nie. Is nie nodig nie. Gaan prep, kry jou dinge agter mekaar. Raak in 'n situasie dat jy 'n prepper is, want as die tyd kom, dan haak jy jou sleepwa en jy beweeg saggies uit na die punte toe waar Suidlanders vir jou sal wag. En van daar af die beweging Noord-Kaap toe. En hulle gaan op daai stadium niemand pla nie. Hoor wat ek jou sê. Teen die moeilikheid kom, die onttrekking sal wees voor die grootste krisis. Heel moontlik wanneer daar 'n groot
kragonderbreking oor Suid-Afrika kom. Want as die selfoontorings nie meer werk nie, dan kan die SMS'e en die oproepinstruksies van Suidlanders of enige ander onttrekkingsgroep ook nie werk nie. So, ja, die Noord-Kaap het ook 'n see, dit is so, 200 km van die see af, Poppie, 200 km van die see af. Binneland toe, get to higher ground. Twee-rigting radios kan werk, dit is so, hy werk deur repeaters, hy kan lekker werk, dit is so. Hulle het goeie kommunikasienetwerke opgerig in die Noord-Kaap, maar as jy nou die ouens aan die gang wil kry vir 'n onttrekking, en daar kom 'n groot kragonderbreking oor die land, wel, dan moet jy daai onttrekking uitroep binne die eerste 2-3 dae. As dit so sleg lyk, dat dit lyk of dit nie gaan herstel nie, dan moet daai eerste onttrekking geskied. OK. So, baie dankie vir die likes, ons is op 52.000, dis goed, dan kom hy op die feed. Sal moeilik trek met al die geprekte goed. Ja, dit help altyd as 'n mens, dit help altyd as jy miskien gedroogde goed vat. Jy moet jou goed droog. En ons kan nou 'n bietjie droog, want dis baie warm. So ja, mens kan droog, dit is so. Kom ons kyk. Waar in die Noord-Kaap raak deel van die Suidlanders se onttrekkingsplan? Hulle weet in die Noord-Kaap. So, hulle weet. Nie ek nie, hulle weet. Ek kan vir jou sê, Noord-Kaap is veilig. Siener sê, julle gaan Noord-Kaap toe. Of jy nou wil, en of jy nou nie wil nie. Baie mense gaan hardloop vir die Suid-Kaap. Die rykes gaan hardloop vir die Suid-Kaap. Want hulle gaan voel, daar gaan 'n sesering plaasvind, en moenie worry nie. Ja, laat hulle nou maar hardloop. Dat hulle daar gaan huise koop. Want hulle gaan hardloop, hulle vat hulle geld, hulle hardloop vir die Suid-Kaap, is alright. Ons die boerevolk sal Noord-Kaap toe gaan. Wie is Siener? Siener van Rensburg. En hierdie man van, ek nou praat is Blikstemdromer. Daar is hy. Ja, jy weet daai blare wat jy van die ei afval voor jy opchop? Ek droog dit. Limpopo is nie veilig nie. Ek gaan nog so 3 minute praat, dan is dit klaar. Is my klank af? Is my klank af? Terug, dankie, sorry. Ek weet nie hoekom is dit so nie. Klank is aan. Nee, ok, nee, ons hoor, goed, right. Raak deel van Suidlanders, asseblief. As jy nie weet nie, maak kontak met Deborah. Maak kontak met Deborah. Ek gaan nou laaste minuut sal ek my nommer gee, en dan kan jy hom neerskryf, kontak my, ek stuur vir jou 'n man se nommer, hy sal jou graag met jou gesels by Suidlanders. Hy gaan graag met jou gesels. Hy is bly as ek julle verwys. Jy sê net, Deborah het my gestuur. Hy sal baie bly wees. Baie, baie bly. Right, en nog laaste vraag, ouens, laaste vraag. Laaste vraag. Daar is hy, dankie, daar is my nommer. Dankie Jandrey, daar is hy. Daar is die nommer, ouens, daar is die nommer. Ek gaan hom, kyk of ek net, dit is ek sukkel. Ag, wie jy, dit is 'n gesukkel. Jy raak deel van, daar is hy, registreer, kry lidnommer. Ek ken nie die Vryburger beweging nie. Luanda, ek het 'n nommer vir jou met wie jy kan praat daar. Elon Musk werk op Starlink. Starlink is nie in Suid-Afrika toelaatbaar nie. Ek glo hulle gaan hom implementeer onder die Doringbos regering. Oh yes. Starlink is 'n militêre stelsel, Tinus. Dit gaan glad nie oor die siviele persoon nie. Vir ingeval jy so gedink het. En weet nie. Encourage, gee weer my nommer.